So ons gaan nou vanaand ons gesels bietjie oor Moses. Nou julle kan sien hoe begin ons beweeg, want ons gaan hierdie jaar ons in die teenwoordigheid van God ingaan en ons gaan leer hoe elkeen in sy besondere bid tot God. Nie een van ons het 'n selfde manier hoe ons bid nie. Nie een van ons behoeftes is dieselfde nie. En ek het toe nou gesit en dink gisteraand, ek het gisteraand nog nie 'n woord gehad nie, en gistermiddag so in die kar van die werk af huis toe kry ek Moses. Nou Moses ken ons almal, wat se pad hy gestap het, onthou ek doen nou nie die geskiedenis nie, ek doen die geestelikheid rondom dit, om julle te kan bemagtig, om op te kan staan vir dit wat die Here julle voorgeroep het. Okay. So Moses het ook sy naam het hom vooruit gegaan. En hy moes soos Josef en Esther en daai wat ons al behandel het daar dinge met hom gebeur. Dit was ook kaarte aan hom uitgedeel wat nie sy keuse was nie. Maar deur hom het daar redding gekom. Deur hom het God se plan in plek gekom. En hy het ingetree in gehoorsaamheid. Maar nou hoekom ek Moses vandag gevat het? Moses is 'n man van geloof. Baie keer van ons stuur ons 'n gebed op na die Here toe en ons vertrou hom vir antwoord en goed. Maar sodra die druk begin plaasvind en dinge raak weer nie lekker nie, dan kort ons weer bietjie daai geloof. Net om weer dit deur te druk. Ons baie keer sê ons vir onsself, ja, ons gebede word nie verhoor nie. En ek wil ook vanaand vir julle sê as vrouens, ons wat moet veg vir ons familie, wat moet intree in gebed vir ons kinders, en ons mans, en ons huise, en ons werk, en daar is soveel druk op ons, dat as gevolg van die moegheid wat ons baie keer ervaar, dat ons 'n bietjie geloof kort. En baie van ons het trauma ervaar. En deur daai trauma het ons baie keer vir onsself daai inner wels gemaak om te sê, ek sal vir myself sorg. Niemand sal ooit weer vir my sorg nie. Ek sal dinge by myself doen. Nou, as ons om in daai rigting in te gaan, sê jy eintlik God is nie goed genoeg of sterk genoeg of magtig genoeg om dinge vir jou te kan doen nie. Jy sal dit self doen. Nou arme Moses was 80 jaar oud. Dis baie oud julle. En dis kom ek vanaand vir jou wil sê, daar's 'n gedeelte in die woord van God wat sê, moenie dat hulle vir jou sê jy's te jonk om te praat of dinge om te doen nie. Maar dan wil ek vanaand ook vir jou sê, jy's ook nie te oud nie. En julle sal sien in die aantekening het ek vir julle gesê, wat is die naam van jou brandende bos? Want jy sien, God het verskyn aan Moses in die brandende bos. En toe hy aan Moses verskyn deur die brandende bos, het hy hom ook eers voorgestel. Nou jy sal dink, Moses moes presies weet wie hy is en wat hy is, wat is sy naam, maar Moses het nie geweet nie. Moses het geweet van God en hy het geweet van dit wat hy geleer het. Maar onthou, hoe lank was Moses tussen die Egiptenare gewees met hulle wette, hulle afgode, dis nie sy grondgebied nie. En hy's weggevat van sy mamma af en toe sy weer teruggegee en sy het hom gevoed en toe sy weer terug na die paleis toe. Nou as ons vandag kyk na kinders wat in egskeidings is, jy het jou eie mamma, jy het 'n stiefmamma, dan is jy by die huis en dan is jy by daai huis. So Moses moes ook 'n tipe van 'n verwerping en vrees in hom ook gehad het, van waar hoort hy eintlik? Waar pas hy eintlik in? En dis wat ek vanaand met julle gaan praat, wat is die brandende bos? Wat is sy naam? Ek het nou nog vir julle gesê, mens moet 'n datum en 'n tyd hê, die dag wat jy die Here aangeneem het en Jesus Christus bely as jou saligmaker en verlosser, en dat jy regtig in oorgawe begin leef het,
vir hom. En net so met die brandende bos, is jou brandende bos op die stadium dalk, jy's op 'n stadium soos wat Moses in 'n woestyn, en hierdie brandende bos, waar God jou ontmoet, is in jou huwelik, is dalk jy is besig dalk deur 'n egskeiding, jy het dalk kinders wat verslaaf is aan dwelms, wat is daai brandende bos van jou se naam? En sal jy in gehoorsaamheid net soos Moses kan begin uittreë en maak ons ook dalk verskoning soos Moses gemaak het, ek kan nie praat nie, ek is te oud, en dan stuur die Here vir hom sy broers, Aaron, en Aaron het saam met hom begin praat, en as jy Moses kyk, die wat saam met hom gesit het en die volk gelei het, was sy familie. So met wie omring jy jouself, as jy kwesbaar is, en as die Here vir jou 'n opdrag gegee het. En daarom het ek in die aantekeninge ook vir julle gesê, Hebreërs 11 vers 24 sê dit so mooi, deur die geloof het Moses. Deur die geloof het Moses toe hy geantwoord het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Hy het opgestaan vir dit waarin hy geglo het. En alhoewel hy groot gemaak is deur Farao se dogter en Farao het hom eintlik gered, het Moses geweet die roeping wat op hom is. En ek het die tema gemaak, God roep jou. Waar roep God jou? Hy roep jou uit die brandende bos, wat jy dalk voor staan, en hy begin met jou praat, en as jy gaan begin toelaat het hy met jou werk, want daar's 'n roeping op jou lewe, ons elkeen het 'n roeping wat God ons voorgesit het, ons is nie net toevallig hier nie, ons is nie net toevallig, gaan ons by ons daaglikse werk nie, ons as vrouens is geroep om in te tree vir ons gesinne, ons kinders, ons familie, en om sake deur te bid, en baie keer gee ons te vinnig op, omdat ons geloof nie genoeg is nie. En hier sê ek vir jou, 'n groot werk begin klein. Daar's hierdie brandende bos, en baie mense het dit al probeer verduidelik, hulle sê, daai bosse het baie keer in die woestyn self in die brand geslaan van die hitte, omdat dit so droog is. Hulle het daai situasie al van, dat God met Moses in 'n brandende bos gepraat het, al probeer verduidelik. Maar ons glo wat God se woord sê, en ons vertrou daarin, en hulle kan nou maar hulle dingetjies doen, maar goed, die groot werk begin klein. Nou laasweek het ek vir jou gesê, waarmee is jy swanger? Met watse woord van God is jy mee swanger? Waarvoor het die Here jou geroep? Waarmee praat die Here met jou as mens? Ons elkeen is God afsonderlik besig met iets. Nie een van ons so goed is dieselfde nie. Ons almal het 'n storie, ons almal het seer, ons almal het iets om te deel van waar het God ons kom haal. Die dag toe jy jouself in God vasgeloop het, en die Here het met jou begin werk, waarmee het hy jou swanger gemaak? Nou dis nou wat ons laasweek gedoen het. Nou hierdie week gaan ons oor, en ek wil vir julle sê, begin klein. Die Here begin met ons met julle wat in die klas sit, julle is nie toevallig hier nie. Baie van julle klein begin, net om oorgawe aan die Here te maak, om te sê, ek wil my lewe toewy aan God, en begin goedjies aflê, en begin goed bely, want die Here sê, bely jou sonde teenoor 'n regverdige, en hy begin in jou werk, en dan sien jy, maar daar val goed van jou af, en 'n mens begin heeltemal anders te optree, en anders te praat, en die dinge anders te sien. Moses was die kragfiguur in die Ou Testament. Hy was 'n besondere instrument in die hand van die Here, wat die verloop van die geskiedenis letterlik verander het. Jy kan die hele geskiedenis van jou gesin, van jou kinders, kan jy verander deur gebed. En baie keer moet ons loop in die geloof op dinge wat ons nog nie sien nie,
wat ons nog nie ervaar nie, wat ons nog nie aan ons lywe voel nie. Maar God sê, ek is met jou en ek is by jou. Hy sê, ek sal jou nooit verlaat en jou nooit begewe nie. Maar daar's dinge wat jy moet aflê, daar's dinge wat jy moet bely, daar's dinge wat jy moet besef, jy kan nie meer voortgaan met dit nie, want dit is teen my woord. En dan begin die Here met ons 'n reinigingsproses, en hy begin met ons innerlik werk, en daar's goed wat ons moet skuif en aflos, maar dit begin ook met klein gebede. En dan sê hy vir ons, maar daar is niks, jy kan hoeveel dade doen, ek kan vir julle, hoeveel keer vir julle motivering doen, goed, maar as daar nie geloof is nie, dan kan die werke nie oorgaan in 'n werklikheid nie. Ons moet glo in dit wat God vir ons gee. En daarom het ek laasweek ook vir julle, die eerste week toe ons begin het met hierdie reis om nader aan God te kom, het ek vir julle gesê, julle moet kan glo dat God jou geroep het. Jy moet kan glo dat God sê, jy's my kind. En die tweede een wat ons laasweek gedoen het, is waarmee is jy swanger? Waarmee praat die Here oor jou, met jou? En so het ek vir jou gesê, daar gaan mense wees wat jou sê, jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie, hoekom wil jy nou hierdie goed doen? En jy het nie eers geleer nie, of wat ook al. Maar as God met jou gepraat het, sodat ons nou hanteer, Esther, Hanna, ons doen Moses, nie een van hulle het opleiding gehad nie. God het ontmoeting met hulle gehad, en wat was die verskil met hulle, met die ander gewees? Hulle het geweet dat hulle weet, dat God met hulle praat, en hulle was bereidwillig, en deur dit, en elkeen van hulle het kaarte ontvang in hulle hande, wat hulle nie gekies het nie, maar hulle het dit gevat, en so wat ek vir julle sê, as jy iets van God kry, gee jy dit vir hom terug. Hulle het goed gekry uit sy hand, in hulle hande, wat hulle nie gekies het nie. Esther het nie gekies om by daai wrede koning in te gaan nie. Sy het nie gekies om deel te wees van in 'n ander land, op 'n ander grondgebied nie. Hanna het nie gekies om nie swanger te kan wees nie, en om na ander vrou se kinders te kyk, en sy het nie vrou gevoel nie. Moses het nie gekies om nie by sy mamma te wees en daar op te groei. Hy was 'n rukkie daar, sy terug paleis toe. Hy sê nog altyd deel wou gewees het van sy ma. En hy moes teruggaan na die paleis toe. En daarom het hy in Hebreërs het hy vir haar gesê, julle sal my nie noem die Farao se seun nie. Die groot werk van Moses het egter 'n klein begin gehad, so moenie jou klein begin minag nie. Moenie dit wat God vir jou gee, minag nie. Onthou, Satan gaan mense om jou gebruik, om jou te mismoedig en te dismotiveer, en vir jou te sê, moenie daai rigting gaan nie. Soos wat ek met party van julle praat, dan is daar so onsekerheid. Want jy sien, onsekerheid kom in van negatiewe woorde wat in jou uitgespreek word, die manier wat jou lewe uitloop, dan kom daar baie verbittering ook in. Maar julle wat besig is om nader aan die Here te kom en te vergewe en belydenis te doen, dan verdwyn daai bitternis. En dan begin die Here met klein goedjies. En ek wil vanaand vir julle sê, moenie dit wat God vir jou gee minag nie. Party vat hy en hy begin met hulle hart, party vat hy en hy sê, begin net bid vir mense om jou of by die werk. Of hy begin met jou en hy sê, begin in jou familie, of begin met dienswerk, waar jy sopkombuise doen, of wat ook al, maar moenie minag wat die Here vir jou gee nie. En dis kom ek laasweek vir julle gesê, waarmee is jy swanger? En wat het God in jou hand gesit? Baie van Moses se goed word preke gedoen van begin met dit wat God in jou hand gesit het. Wat het jy in jou hand?
begin daarmee. Weet jy toe Jesus die broodjies en die visies gebreek het hy vir hulle gesê, hy wou gehad het, hulle moes dit breek. Want dit gaan oor, dit wat is in jou hande, het jy geloof om te weet, dat dit wat God in my hand gesit het, kan hy seën. En daarom toe hy dit vat, toe sê hy vir hulle, ja, julle verstaan nog steeds nie. Want hulle het nie verstaan dit wat God vir hulle in hulle hand gegee het nie. Goed, die groot werk van Moses het egter klein begin, 'n nietige begin. God se begin sien ons by Moses se geboorte, toe hy 'n swak babatjie ontvang en weggesteek is vir Farao en sy soldate. Moses se eie begin van sy roeping sien ons hier waar hy gekies het. Dit begin altyd met 'n keuse, né? So hier begin ons met moedersmelk. Moses het groot geword, hy het opgegroei en in weelde en genietige in die paleis van Farao. Wanneer 'n kind groot geword het, begin hy oorweeg en onderskei oor wat vir hom van waarde is. Moses het begin nadink en oorweeg en onthou. Hy het onthou dat hy 'n Israeliet was. Hy het onthou wat sy moeder hom geleer het in sy kleintyd. Jy sien, dit was belangrik dat Moses eers teruggegaan het na sy ma toe, waar hy geleer is, wat is die wette van God, wat is die feeste van God, wat mag hulle doen en wat mag hulle nie doen nie. En toe het hy teruggegee. En dis hoekom hier kan ons leer wat baie belangrik is, wat belê jy in jou kinders as dit klein is, wat se woord belê jy in hulle, want hulle sê hy het nagedink, hy het begin dink en hy het onthou wie hy is en wat hy is. Hy het onthou dat hy 'n Israeliet was, hy het onthou wat sy moeder hom geleer het in sy kleintyd. Ag, sy moeder sou hom so lank moontlik vasgehou het, dat kinders tot 5 en 6 jarige ouderdom gesoog is, was nie vreemd nie. Dit was eintlik die gewoonte en die vorme van daai tyd. Die jonge Bet sou hom sekerlik soveel moontlik saam met die moedersmelk laat indrink van die kennis dat hy 'n kind van God is. En daarom is dit belangrik dat ons vir ons kinders sê, maak nie saak hoe oud hulle word nie. Dis belangrik dat ons vir ons kinders sê. Vanoggend het ek met my seun gepraat en hy gaan nou môre vir 'n belangrike onderhoud. Toe sê ek vanoggend vir hom, ek is so trots op jou. Ek is saam met jou opgewonde. Toe sê ek vir hom, Boeta, mamma weet dat as jy daar instap, sal die guns van God saam met jou wees. Toe sê hy vir my, mamma, sal mamma vir my bid. Toe sê ek, natuurlik my kind. Want en dit is vir my so kosbaar, nou dat hy pappa geword het, dat hy teruggaan na gebed toe, dat hy weet hy's 'n Godskind, dat hy weet hy beweeg in die guns van God. Dis belangrik dat mense dit doen. So moenie ophou belê in jou kinders nie. Al is daar 'n kind wat weg is, al is daar 'n kind wat verslaaf is, daar's groot gebed daar's groot krag in 'n gebed van 'n vrou. Dis hoekom die Here in Openbaring ook vir ons sê, ek sal kom en ek sal die trane van jou wange afvee. Hy sê in Psalm, sê hy, ek sal kom en ek sal 'n glasvaas vat en ek gaan jou trane opvang. Want jy sien 'n ma bid met 'n geween. 'n Ma bid met uit haar hart uit haar gees mens uit. En daarom is daar baie krag in 'n ma se gebed. So Moses behoort by Israel, die volk met die belofte van God en die volk van die genadeverbond. Jy sien, en hier kom Deuteronomium 28 weer in, waar die Here kom en hy sê, as jy my naam onderhou en jy bly in my wette en jy bly gehoorsaam aan my, wat sê hy wat gaan gebeur? Hy sê dan, jy sal geseën wees of jy in die veld is en of jy stad is. Jou bakskorrel sal nooit leeg loop nie. Jy sal eet en jy sal plant en jy sal
eet van landerye wat jy nie eers geplant het nie. Jy sal bly in huise wat jy nie gebou het nie. Jy sal opgaan en nie afgaan nie. Jy is die kop en jy is nie die stert nie. En so sal jou stoorkamers sal vol wees. Jy sal uitleen, maar jy self sal nooit leen nie. En daai beloftes is soos 'n gebed wat jy kan inbid in jou brandende bos in. Dis waaroor dit vanaand gaan. Vat God se beloftes, staan op dit, bid dit in, en onthou, ons almal beweeg in seisoene. God werk in seisoene. As ons kyk na die profete wat ons gedoen het, as ons kyk na Ester, daar was seisoene, daar was 'n seisoen wat sy al voorberei het, daar was 'n seisoen wat sy al diensmeisies bymekaar gekry het en gesê het, ek moet die koning gaan sien, julle moet saam met my bid. Daar was 'n seisoen wat sy en Mordegai die wette kon verander het, wat nog nooit gebeur het nie. As ons kyk na Daniël, daar was seisoene gewees. God werk in seisoene. Moenie moedeloos raak in die seisoen wat jy is nie. As jy vanaand in 'n woestyn is, en jy sê Sonja, my brandende bos vanaand waar ek God vertrou om met my te kom praat, is my huwelik. Gee jou huwelik terug vir God. Jy het hom ontvang van God, gee hom terug. As dit 'n kind is, gee hom terug vir die Here. As dit jou finansies is, gee dit terug vir die Here en vertrou God dat jou seisoen gaan aanbreek. Die keuses wat ons maak. Jy sien, as die eerste les was, glo jy daar's 'n roeping op jou lewe. Die tweede les het gegaan oor, waarmee is jy swanger? Vanaand gaan dit, maak die keuse. Toe Moses voor die brandende bos staan, en God praat met hom uit die brandende bos uit, wat moes hy gedoen het? Toe sê God, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob, en hy roep vir Moses. Toe moes Moses iets doen. Ester moes iets doen. Daniël moes iets doen. Hulle moes 'n keuse maak. En as jy aanvaar die roeping wat God op jou lewe het, en jy weet waarmee jy swanger, jy weet wat God vir jou gesê het om te kan doen, en jy aanvaar dit, het jy vanaand 'n keuse om te doen. Jy het 'n keuse om te vergewe. Jy het 'n keuse om vir jou kinders te bid. Jy het 'n keuse om dinge deur te bid, al is dit vir die vrou langs jou. Jy het 'n keuse om jou bitterheid af te lê. En dan kom Moses tot 'n bewuste keuse. 'n Keuse beteken altyd dat bepaalde dinge van minder belang beskou word as ander, en dan word daarmee gebreek. Jy sien, daarom sê God in Job sê hy, bely jou sondes teen 'n regverdige. Hoekom sê hy dit? Want dan word dit hardop gedoen. Daar's mense wat saam met jou daaroor kan bid. Hy sê, maar dan moet daarmee gebreek word. Aan ons word niks vertel van Moses se innerlike stryd nie. En ek kan nou vir jou sê, hy het 'n innerlike stryd gehad. Moet hy teruggaan na Farao toe, na Egipte toe, waaruit hy gevlug het. Hy pas sy skape op, hy is nou in 'n gemaksone, hy het sy skapies, hy het alles. Moet hy dit doen? Jy sien, maar God kyk nie na ons ouderdom nie, hy kyk nie na of dit vir ons gaan lekker wees nie, dit gaan oor dat sy wil en sy beplanning, wat hy wil hê moet gebeur, in vervulling kom. So kom hy en hy het 'n innerlike stryd, Moses, en ook teen die magte van die owerhede, onthou het al van owerhede gepraat, en principalities, die bose geeste in die lig. Hy moes veg daarteen. Jesus moes ook veg daarteen. Hy moes ook veg teen die demone. Hy moes ook veg teen, hy was dan versoek dan deur Satan gewees. Dis 'n reality. Hy moes egter bande wat oor jare gesmee is, deursny. En dis die keuses wat ons moet doen. Gaan ons aangaan met jare se goed wat op ons tydlyn lê, jare se bindings, of gaan ons kom en ons gaan sê, ons sny dit af deur die naam van Jesus Christus en ons gee ons lewe oor aan hom. Hy is die seun van Farao se dogter genoem. Hy beskou en behandel as die Egiptiese prins. Die pleegmoeder het hom seker met groot liefde grootgemaak. Sy het hom ook opgevoed in die wetenskap van die Egiptenaars.
wat destyds 'n hoogs ontwikkelende volk was. Sy het hom ook saamgeneem na die afgodstempel en hy het deelgeneem aan die spele in die arenas. Want jy sien, hy het groot geword daar. Nou sy volk is vasgevang in Egipte. Hulle is vasgevang in haar afgode, in daai rituele wat hulle gedoen het. Hulle is eintlik gebreinspoel met al die Egiptiese goed waarmee hulle besig was. 'n Keuse is altyd teen iets of iemand. En vir iets of iemand anders. Moses kies teen sy pleegmoeder, die dogter van Farao. So wat se keuses moet jy nie dalk maak met mense wat in jou lewe is nie? Op plekke waar jy gegaan het en waar jy was nie. Wat se keuse moes jy nie maak nie? 'n Keuse is altyd teen iets of iemand. Moses kies teen sy pleegmoeder, die dogter van Farao. So daar's 'n gevaar. Daarmee kies hy teen Egipte. Daar's 'n gevaar en alles wat dit inhou. Dit was soos Ester was wat die koning moes gaan sien het en sy het nie geweet as hy deur daai deure gaan stap of hulle haar gaan vermoor nie. Want jy kon nie net na die koning toe gaan nie. En tog het God se guns ingekom en hy het haar geroep. Hy kies teen die genot van die sonde. Hy kies teen die skatte van Egipte. Want baie keer is 'n mens in 'n plek of saam met iemand of wat ook al en jy bly daar ten opsigte van die skatte of jy kan nie draai teen die sonde nie. Moses kies natuurlik ook vir baie ander dinge wat baie beter is, maar daaroor gaan ons sal ek met julle later praat. So daar het ek nou net vir julle lekker Egipte beeld ingesit. Moet kan sê nee. En hierdie is belangrik. As jy op jou tydlyn baie verwerping het en minderwaardigheid het, dan wil jy almal tevrede stel. Okay, so jy kom en jy wil die heeltyd vergoed. Okay. So jy sê nie nooit nee nie. En dis 'n baie groot ding wat 'n mens moet kan doen om te sê enough is enough. Okay. Laat ons eers begin oor die groot saak dat ons nee moet kan sê vir bepaalde dinge en daarmee kan breek. Okay. Want jy sien as jy minderwaardig is en jy ly aan verwerping, baie binnekant jou sê jy dit staan teen jou morele waardes op, maar omdat jy so bang is om verwerp te word, dan gaan jy saam met dit. En dis waar dit hier inkom. As jy begin om na jou lewe vir die Here te gee en te besef wie jy is en in sy identiteit te begin ingaan, dan is dit 'n ding wat jy gaan moet begin sê om te sê nee, om met die sonde te breek. Moet kan sê, bepaalde dinge kan sê nee. Die geloof stel ons voor 'n keuse. En dis waar vanaand ook gaan, oor geloof. 'n lewensbelangrike keuse, dit is ons verantwoordelikheid, wat ons nie op God mag afskuif nie. Dis 'n innerlike besluit wat jy neem. Of Moses eers toe hy groot geword het tot geloof gekom het, en of hy van kleins af geglo het, maak wenslik geen verskil nie. Hy moes bewustelik tot 'n geloofskeuse kom. Hy en elke verbondskind moes toe groot geword het, selfs onderskei en self kies. Okay. En daarom die Jode glo, en Jesus was ook 13 toe hy tempel toe is, hulle glo as jy 13 is, dan weet jy wat is die verskil tussen verkeerd en reg, en dan is jy verantwoordelik vir jou sonde. Goed, die wat nie glo nie, alreeds geoordeel. Ons Dordtse leerreëls wat handel oor die uitverkiesing van God stel dit so: onbegryplik genadig, maar ook vreeslik ernstig. Daar is baie wat sê God is 'n God van genade, so ons kan maar sonde doen en dan sal God ons vergewe. En uit my eie lewe uit, dit is nie hoe dit werk nie.
Jy moet op 'n stadium kom en 'n keuse maak en daarby hou en besef dat God nie net 'n God van genade is nie. Hy is, maar jy kan nie aanhou met moedwillige sondes nie. Om dan mense tot die geloof te bring, stuur hy God uit goedertierenheid verkondigers van hierdie baie blye boodskap na wie hy wil en wanneer hy wil. En onthou, ons weet dat God sê vir ons dat sy woord sal uitgaan na al die streke toe, nê? En dat as almal gehoor het van sy woord, almal moet kan hoor van sy woord, dan sal hy kom. Op diegene wat hierdie evangelie nie glo nie, bly die troon van God. So ons moet ons sondes bely, en ek kan nie, ons moet gedurig ons sondes bely. Dis belangrik, wetend en onwetend. Die oorsaak of skuld van daardie ongeloof lê nie by God nie, maar by die mens. En onthou, wat se engel praat hulle van, die engel in die Bybel wat die blye boodskap bring en die verlossingsboodskap bring en wat waaroor is Gabriël. So, nou dat ons lees van die boodskap, die blye boodskap wat moet uitgaan, nê. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen behaag nie. Kies teen die genot van die sonde en die skatte van die Egipte. Jy is geen kind van Farao se dogter, wat alle losbandighede en afgode mag koester nie. Okay. Jy dra die teken van die verbond van die ware God op jou voorhoof. Jy behoort aan hom en wag op sy beloftes. Wend jou af van die ongeregtigheid en soek die geregtigheid van Christus. Dit is die kosbare skat wat Moses gevind het, waarteen niks in Egipte enigsins opweeg nie. As jy uit Egipte uitgekom het, dan praat ons van kom uit jou Egipte uit, kom van die sonde af weg. En as jy dan in die woord van God bly, en jy begin 'n pad met Jesus Christus loop, jy begin sy stem leer, en hoe hy met jou praat deur die woord en goed, wil 'n mens nie meer terug gaan soontoe nie. Ja, die keuse is vir elke gelowige onontkombaar. Alreeds in die paradys, na die sonde val van Adam en Eva, bepaal die Here as hy die duiwel aanspreek. Hoor wat sê hy? Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Daar werk die Here tweespal en oorlog op die aarde. Jy moet breek met Egipte. Jy kan nie al om die berg stap nie, jy moet breek met Egipte. Jy moet alleen die Christus wat op aarde vrede en vernedering smaak sou verduur aanhang. Ons begin al iets sien van die wêreldhaat en die volk van God. As ons kyk na die kerk vandag, hoe word Christen nie al aangeval nie? As ons nou net kyk, hierbo in Afrika, hoe word Christen nie vervolg nie, hoe wreed word hulle nie vermoor nie, en dit wat hulle al in skole uithaal, die Christene is besig om, ons Christenskap is besig om vervolg te word. Ons begin al iets sien van die wêreldhaat en die volk van God, as ons kyk hoe staan hulle teen Israel op, kerk van die Here, en wie hulle wat vrede maak met die wêreld en hulle verantwoordelikheid van God vergeet, deur 'n broederskap met die wêreld die lewe. Onthou, wat het ons in Daniël geleer? Wat is in Openbaring geleer? Hy het gesê die hoer van Babylon sal kom en daar sal 'n kontrak gesluit word, maar na 3,5 jaar gaan Satan dit verbreek, want hy kan nie sy woord hou nie. En dan kom die laaste 3,5 jaar van baie groot verdrukking. Maar voor dit kan gebeur, met die wegraping gebeur. Ons begin al iets sien. So deur die geloof het Moses die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte. God se woord is ja en amen. God se woord is die alfa en die omega, die begin en die einde. Die Here sê jy kan nie enige afgod in jou huis sê nie. Wat is jou afgod in jou lewe vandag?
En die Here sê, maar jy kan nie dit doen nie. Jy moet kies. En ons almal gaan voor 'n keuse staan om te kan kies. En wie hulle wat vrede maak met die wêreld, sê hy. En dan sê hy hierso, deur die geloof het Moses die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Hebreërs 11 vers 26. Sien jy uit na die beloning wat God vir jou gaan gee? Want ons almal gaan daar staan. Dan die bevoorregte volk, ons word deel van God se volk. Moses voeg hom deur die geloof by die volk van God. Soos ons daar vanaand hier sit, almal by mekaar en goed, ons is deel van mekaar. Ons word deel van mekaar. Die Here sê, die gemeenskap, sy volk, word deel van hom. Die volk belewe wel op die tydstip smaad en verdrukking, maar hulle kon op die blywende guns van God staat maak. Ons skryf op hierdie stadium, as ek so met mense praat, dan gaan mense deur baie goed. Verskriklike goed. En hierdie is vir my so wonderlik, gaan ons kan bly staan ten spyte van. En ten spyte daarvan gaan ons in geloof kan bly staan. Dis wat ek vanaand vir julle wil sê. Dit wat God vir julle gegee het, en waarmee julle besig is, as daar gaan druk plaas, gaan jy kan bly staan. Romeine 9 vers 4 sê dit so mooi. So beskryf Paulus die skatte van Israel teenoor die skatte van Egipte. Daarvoor het Moses gekies. Juist dit moes die Hebreërs in die Romeine in die tyd van die skrywer onthou. Hulle kon gemakshalwe maar met die wêreld meegaan, om hulle die smaad van Christus te moeilik vind om te dra. Die smaad van Christus het vir hulle vervolging en verdrukking beteken. En dit mag vir ons binnekort vervolging beteken. En daar het ons nou praat van die smaad van Christus, groter rykdomme. Die smaad van Christus is groter rykdom as die skatte van Egipte. Jy weet, en baie keer, kyk die Israeliete ook, hulle moes deur die woestyn gaan. Hulle moes deur die woestyn gaan, want hulle moes ontslae raak van al die afgode en al die goeters, en die Here moes met hulle pad stap. En hulle was 40 jaar in die woestyn, want hulle het gemoun en gekerm en gekla, en as Moses net in die teenwoordigheid van God optrek in die berg, wat doen hulle? Dan bou hulle onmiddellike afgod, want jy sien, hulle kon nie uit Egipte uitkom nie. Hulle kon nie daai Egipte van hulle afkry nie. En daar was hulle in die woestyn gewees, en hulle het gekla, en nog steeds het hulle nie besef, dat God hulle lei na beloofde land nie, maar hulle moes deur die woestyn gaan. En arme Moses het elke keer, wat het hy gedoen? Hy het elke keer uitgetrek teen die berg, en hy het in die teenwoordigheid van God ingegaan, en daar het hy met God gaan praat. En die mense wat by hom was, sy familie, die wat aangestel is om hom te help, toe hy net 'n rukkie te lank weg bly, toe help hulle sommer die goue kalf bou. Want jy sien, wat ek vir jou daarmee wil probeer sê is, baie keer het ons iemand om ons, wat dink hulle bou en stig ons, maar op die ou einde, dan gaan hulle terug, saam, na die Egipte toe. En Esther het alleen gestaan, Hanna het alleen voor God gaan kniel en gehuil. Moses het voor God alleen gaan staan. En baie keer gaan jy voor God moet alleen gaan staan. En jy gaan vir die Here moet sê, Here, hier is my brandende bos. Hier is my finansies, hier is my huwelik, hier is my kinders. En ek het nodig dat U uit hierdie brandende bos met my moet praat. Kies teen die wêreld met sy humanisme, liberalisme en kommunisme. Kies teen die vermenging van godsdienste. Kies vir die God van die skrif, die enige ware God. En dit gaan vir ons al hoe moeiliker raak. Want jy gaan aangeval word by die werk, oor jou godsdiens.
Jy gaan aangeval word uit familielede uit teen jou godsdiens. En die Here sê, kies my nog steeds. Kies my nog steeds, ten spyte van. Want jy sien, ek het iets in jou gesit. Waarmee is jy swanger? Waarmee is jy swanger vanaand? Gaan jy die keuse maak vir dit wat ek in jou belê het vanaand? Om met God te leer leef, van ontmoeting tot verhouding. Luther het gesê, die hart van geloof lê in die persoonlike voornaamwoorde. Roeping gaan oor baie meer as 1 of 2 ontmoetings met God. Baie sê ek het die ontmoeting met die Here gehad, of ek kon die Here se teenwoordigheid ervaar. Maar is daar 'n verhouding tussen jou en die Here? Is daar 'n verhouding wat jy kan net, julle weet my kantoor is die bad. Want dis waar ek lê en ek julle almal julle WhatsApps lees en julle antwoord. En dis baie keer daar waar ek lê en met die Here praat. Goed. Wat is jou verhouding met die Here? Ry jy in jou kar en praat met die Here? As jy huis skoon maak, praat jy met die Here? As jy skorgoed was, praat jy met die Here? Dis 'n verhouding. Nie net Sondag gaan jou Bybel oopmaak. Wat is jou verhouding met die Here? Kan jy do you run to him? Met elke ding wat vir jou 'n probleem is. Dit wat vir jou ongemaklik is, gaan jy eers na hom toe. Of probeer jy dit self uitsorteer? Dit gaan oor die totstandkoming en groei van 'n persoonlike verhouding, oor die bewusbly van God en van God se opdrag en die voortdurende leef in God se teenwoordigheid. Want jy sien, dit wat ons laasweek gedoen het, waarmee is jy swanger? Dit moet groei. Hoe groei jy daarmee? Hoe groei jy met hierdie swangerskap? Hierdie baba moet groei deur woord. Deur God se woord. Die Bybel is vol hiervan. God soek na 'n betekenvolle verhouding met sy kinders. Uit ontmoetings groei 'n verhouding wat lei tot al hoe meer gereelde ontmoetings en innige liefde vir mekaar. God soek hierdie verhouding omdat hy iemand is, 'n persoon met 'n hart wat kan lief hê en voel. Gemeenskap met ander is vir ons belangrik. Romeine 18 vers 15 sê die Bybel, juis God wil nie dat ons hom soos slawe moet dien nie, maar moet lief hê soos kinders. In die Bybel sien ons ook hoe God telkens weer uitreik na mense en 'n verhouding soek en bou. En Moses se verhaal is die eerste ontmoeting met 'n treetjie uit die eerste episode van 'n baie lang verhaal en verhouding. Na die eerste ontmoeting volg die volgende belangrike tree. En julle kan dit gaan lees vanaand. Moses moes 'n tree gee en 'n besluit neem. Jy kry iets by God. Jy kry iets by God. En jy moet die eerste tree gee. Moses moes, toe hy hom van agteraf die Egiptenare aankom en hierdie lê die see voor hom, moes hy ook 'n tree gee en die see het oopgegaan. En dis al wat God vir ons vra, gee vanaand 'n tree in geloof. Vertrou my vanaand in die seisoen wat jy is. Dit mag dalk nie die seisoen wees wat jy wil in wees nie. Dit mag dalk nie 'n seisoen wees waarvan jy hou nie, en wat jy gekies het, en hoe jy gedink het dit gaan wees nie. Maar God sê vanaand, tree in soos Moses, in geloof, en vertrou my. Dit wat jy van hom vra, laat jou brandende bos vanaand, laat hy daar uitpraat vir jou. Sê gee jou brandende bos 'n naam. En sê, Here, ek tree en ek kies vanaand in geloof dat jy hierdie situasie gaan vat en dit uit my hande uit gaan vat en dat u daarmee gaan beweeg, want ek glo in u. So hy sê om te groei in hierdie verhouding beteken om mekaar beter te leer ken. Die volk moet God se wil leer ken. Toe hulle is in Egiptenare en hier staan een ou op wat geroep is deur God, hy aanvaar dit en hy tree uit. Nou moet hy met hierdie mense gaan praat, waarvoor hy eintlik nie lus is nie, en soos wat hy reis terug Egipte toe,
dink ek daar was 'n hele gesprek tussen hom en die Here. Ek dink hy het gesê, Here, ek weet nie of ek hierdie kan doen nie, ek kan nie eers praat nie, ek is te oud, kon nie iemand anders te roep nie, en die Here het vir hom gesê, maar ek het jou geroep. Onthou wat ek julle laas gesê, jou naam is geskryf in die hand van God. Niemand kan dit daar uithaal nie. Jou naam gaan jou vooruit. In die gewone lewe groei verhoudings nie net deur goeie en positiewe ervarings nie, maar ook deur krisisse en teleurstellings. Selfs Moses het sy dae van ongehoorsaam en klein geloof beleef. Ons weet dit. Want hy kon nie eers die beloofde land ingaan nie. Goed, dit moet eg en persoonlik wees. Julle kan daar gaan lees. Hierso ek het vir julle lekker aantekeninge ingesit. Gaan lees dit. Matteus 22 vers 34 tot 40 hoor ons dat die Christelike lewe gemotiveerd word deur die liefde tot God en tot ons naaste. God wys ons ook sy wil vir ons diens aan hom en in die lewe saam met hom. Die Here leer ons hoe om hom te aanbid, sodat ons kan groei in liefde en kennis van hom. En daarom stap ons nou hierdie pad, dat ons kan leer, hoe wil God hê, ons moet hom aanbid. Hoe wil God hê, moet ons tot hom bid. Ons moet onthou dat ons nie die Here kan dien op ons voorwaardes nie. En soos ons wil nie. 'n Groot deel van die Here se wil vir 'n mens se lewe gaan oor hoe hy teenoor ander optree. Doen jy daai ekstra tree? Gaan jy en wys jy Jesus se liefde? Doen jy daai ietsie anderste wat ander mense nie doen nie? En dan praat ek hier oor die Sabbatsgebod, wil ons juis dring en stil en rustig voor die Here se aangesig wees. En dan praat ek hier van die gebed, en dan het ek hier onder vir julle. Julle kan daar ander gaan lees, maar ek vra vir jou, wat is jou brandende bos se naam vanaand? Gaan gee hom. Nou Psalm 90 is 'n psalm van Moses. En ek wil vanaand afsluit met Psalm 90. Dit gaan so: verganklikheid van die mens, 'n gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en U die aarde en wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug, o mensekinders, want 1000 jaar is in U oë soos 'n dag van gister as dit verbyskiet, en soos 'n nagwaak. Weggespoel het hulle word 'n slaap, in die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit. En die môre bloei dit en spruit weer uit, in die aand sny 'n mens dit af en dit verdor. Want ons vergaan deur U troon en deur U grimmigheid word ons verskrik. U stel ons geregtighede voor U, ons verborge sondes in die lig van U aangesig. Want al ons dae gaan verby deur 'n grimmigheid, ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Wie ken die sterkte van die troon en die grimmigheid, ooreenkomstig die vrees wat aan U verskuldig is? Leer ons om ons daad so te tel, dat ons wyse hart mag bekom. Keer terug, Here, tot hoe lank? En ontferm U oor U knagte. Besadig ons in die môre met U goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin U verdruk is, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat U werk vir U knagte sigbaar word en U heerlikheid oor hulle kinders. En laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees
en bevestig die werk van ons hande oor ons ja, die werk van ons hande bevestig dit. So julle, dit was nou my gedeelte vanaand, om vir julle te sê, wat gee jou brandende bos se naam, en soos ons eerste les was, om te sê, kies jy, glo jy het 'n bediening, waarmee is jy swanger, en vanaand, waar is jou geloof, en wat is jou brandende bos se naam? En ons gaan afsluit hiermee, en julle moet 'n baie mooi aand hê. Totsiens. Okay. Nee,